Goeiedag, is 'n voorreg om saam met u rondom die woord te wees. Ons bid dat die Heilige Gees ons daarin sal lei ook vandag. Ons kyk vandag na Jeremia 6 en dan 'n hele gedagte om vanuit jou verhouding met God te vra na God se pad, die goeie pad, die beste pad, en dit op die ou end te kan loop. En ons gaan kyk na Jeremia 6 waar uiteindelik die oordeel aangekondig word of die oordeel geprofeteer word omdat die volk so ongehoorsaam is en nie na die goeie pad vra nie en nie die beste pad wil loop nie. Ons lees vanaf vers 1. Mense van Benjamin gaan soek veiligheid buite Jerusalem. Blaas die ramshoring in Tekoa, gaan gee 4 syne by Bet-Kerem, want daar dreig onheil uit die noorde, 'n groot ramp. Sion is soos 'n mooi maar verwende dogter. Ek sal hom vernietig. Koning sal hom toe kom met hulle leers, hulle sal hulle tente rondom opslaan om teen die stad te veg. Elkeen sal 'n eie stuk inneem. Hulle sal sê, verklaar oorlog teen hom, kom ons val hom helder oordag aan, nee, die dag is al verby, die aandskaduwes is al lank, kom ons val hom in die nag aan en vernietig sy mooi huise. So sê die Here die Almagtige, kap bome af en gooi 'n wal op teen Jerusalem. Dit is die stad wat veroordeel is, want verdrukking is daar aan die orde van die dag. Soos 'n put sy water vars hou, so hou die stad sy boosheid vars. Al waarvan ek daar hoor is geweld en vernietiging, al wat ek sien is siekte en wonde. Jerusalem, neem die waarskuwing ter harte, sodat ek nie my rug op vir jou draai nie, sodat ek jou nie 'n woestyn maak nie, 'n land waarin niemand woon nie. So sê die Here die Almagtige, oes die oorblyfsel van Israel af, soos 'n mens 'n wingerd afoes. Bring jou hand soos 'n druiwerplikker en weer terug na die ranke toe. Met wie sal ek praat? Wie sal ek waarsku? Wie sal na my luister? Hulle ore is doof, hulle is nie in staat om te hoor nie, hulle praat smalend oor die woord van die Here, dit kan hulle nie skeel nie. Die toorn van die Here brand in my, ek kan dit nie verduur nie. Gee dit uit op die kinders in die straat, op die jong manne waar hulle bymekaar kom, laat mans en vrouens daardeur verteer word, selfs mense wat grys is, wat baie oud is. Hulle eise sal andersin word, en hulle lande en hulle vrouens, want ek gaan die inwoners van die land straf, sê die Here. Almal, groot en klein, wil hulle self net verryk. Almal, selfs profete en priesters, is uit op 'n drog. Hulle het goedkoop raad vir die wonde van my volk. Hulle sê net alles is reg, maar niks is reg nie. Wanneer hulle aan die kaak gestel word oor die gruwelike dinge wat hulle doen, skaam hulle nie eens nie, want hulle weet nie van skaamte nie. Daarom sal hulle tot val kom, soos die ander voor hulle. Wanneer ek hulle straf, sal hulle omkom, sê die Here. En dan veral hierdie vers, binne hierdie oordeel, binne hierdie ongehoorsaamheid, wat die Here sê, die oordeel gaan kom, en tog staan hierdie woorde. So sê die Here, staan by die kruispaaie en kyk, en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is, en loop dit, dan sal julle rus vind. Maar hulle het gesê, ons sal nie daardie pad loop nie. Toe het ek wagte oor julle aangestel, het gesê, luister na die ramshoring, maar hulle het geantwoord, ons sal nie luister nie. Ons elkeen is besig met 'n eie unieke lewe, 'n bepaalde pad wat ons loop, 'n bepaalde manier hoe ons lewe. En ons doen dinge op 'n sekere manier en daar is sekere prioriteite wat ons nastreef. Binne die uitdagings, binne die geleenthede wat oor ons pad kom. Baie keer ook as 'n gemeente, is daai gemeente besig om in 'n sekere rigting te beweeg. Daar is sekere uitdagings, maar daar is ook soveel geleenthede wat daar altyd is, binne die plek waar jy leef. En ook binne die lewe wat ons het, as individu en as gemeente, seën die Here ons. Ons sien ook die onderlinge liefdesbande, of daar is dalk groei in die gemeente, daar is uitreike, daar is klein groepe, waar mense mekaar bedien. Maar binne alles, binne jou eie pad saam met die Here, binne jou eie doelwitte, binne waar jy ook al is, tans in jou lewe, moet ons steeds en voortdurend vra, is ons besig om die goeie pad te loop? Is ons besig om die beste pad te loop? Is ons op God se pad? Of is ons op ons eie pad, wat eintlik maar net so 'n bietjie beïnvloed word deur God se wil en wie God is en wat God sê? Is ons in die sentrum van God se wil vir ons lewe en vir ons gemeente? In ons eie verhouding met die Here, dit gaan dalk redelik oukei. Daar's 'n bepaalde roetine, maar die vraag is ek daar waar God my wil hê? Doen ek wat God van my vra? Is ek besig met 'n groeiende geloofspad? Is ek al hoe meer 'n instrument van God om 'n verskil te maak in hierdie wêreld?
Maak ons die groot verskil binne die omstandighede waar ons is. Leef ons so in God se pad, dat sy vrede en sy vervulling, dat ons dit ervaar. En dis wat ons teksverse beloof. Nie noodwendig 'n rustigheid in omstandighede of bloot maklike omstandighede, maar 'n vrede en 'n rus wat God vir ons gee, omdat ons in lyn lewe met God se wil vir ons lewe. Leef ons die lewe wat God vir ons gehad het, toe hy ons aan mekaar geweef het in die skoot van sy moeder, toe hy ons lewensdae opgeskryf het, Psalm 139. Leef ons in lyn met die goeie werke wat hy vir ons voorberei het, Efesiërs 2 vers 10. Daarom kyk ons na hierdie gedeelte. Jeremia 1-6 is eintlik 'n versameling van Jeremia se uitsprake in die eerste deel van sy optrede en sy preke, in die tyd van koning Josia, so 626 tot 622 voor Christus. Nou, in hierdie tyd, soos ons daar gelees het, die volk eintlik in 'n rebellie teen God, en hulle doen nie wat God sê nie, hulle is afvallig van God. Maar jy sal onthou, die finale val van Jerusalem is eers in 586 voor Christus, so wat ongeveer 36 jaar later. So in hierdie tyd is weer genade tyd wat God oproep, wat God sê, maar kyk na die goeie paai, kyk wat is die regte pad en loop dit. Maar is in hierdie tyd waar jy meer aan optree, waar er amper 'n valse gerusheid was onder die volk. En hulle het gedink hulle is okay. Hulle het nie gedink hulle is okay nie, maar hulle was amper doof, en daar was 'n onwilligheid om te hoor wat die Here sê. Vers 12 sê so, hulle sê ons sal nie luister. Die leiers sê, vers 14, die leiers sê alles is reg, maar God sê niks is reg. Ons kan nie ons meet aan dit wat ons dink okay is. En wanneer ons dink, ag, dit is 'n goeie roetine, ons het 'n pad wat ons loop, en wat mense sê aanvaarbaar is. Ons moet gaan vra, wat is God se plan vir ons en vir die gemeentes waarbinne ons is? En ons sal dalk sê, ja, maar ons hou nie ons doof vir die Here nie, so wat daar staan nie. Maar partykeer is die gemaksone waarin ek beweeg en wil beweeg, partykeer die hande wat my ore toedruk. Die stem van die samelewing waarin ek leef is dalk partykeer harder as die stem van die Here. Die stem van vriende en die groep waarin ek is soms meer oortuigend as die Heilige Gees se stem in my. En hierdie gejaag van alles word baie keer die gedruis wat my nie mooi God se stem laat hoor nie. Ja, op 'n subtiele wyse, deur daardie dinge toe te laat, hou ons ook maar doof. Maar ons moet weet, as ons iewers wil uitkom, dan moet ons in die regte rigting loop. As ons die goeie pad wil loop, dan moet ons die beste keuses maak. As ons anders wil lewe, moet daar 'n koersaanpassing wees. As ek God se pad wil loop, dan moet ek hoor en doen. En daarom staan ons vanmôre stil by hierdie vers, staan by die kruispaaie en kyk, vra na die ou paaie, watter pad die beste is, en loop dit, sodat jy rus kan vind. Jerusalem se paaie is nie volgens God se wil nie. Die dinge wat hulle doen, so word baie duidelik gestel in Jeremia 6, stuur af op God se straf en God se oordeel. Hulle is besig om in die verkeerde rigting te leef. In vers 1 sê hulle juist die opdrag vlug uit Jerusalem uit, want Jerusalem, die stad van God, en spesifiek die plek van die tempel, is daar waar God gedien moet word. Daar gaan die oordeel begin. Dis waar die onreg is. Ja, ook in die kerk, waar God se wil juis gedoen moet word, kan ons dalk, ja, nie lynreg teen God se wil ingaan nie, maar ons is soms so besig om tog maar ons eie agenda en ons eie pad te loop. Vers 2 word die mense van Jerusalem beskryf as 'n verwende dogter, wat so mooi en delikaat voorkom, maar is eintlik 'n bedorwe brokkie. Ek gaan oor eie ek en eie genieting. En baie keer, selfs as gelowiges en binne die kerk, weer eens, kan ons so mooi front voorhou. Maar is die dieper motivering God se eer, of gaan dit maar oor ek en my eie behoeftes, en wat vir my gemaklik is? Vers 7 sê hy is die stad hou sy boosheid vars, soos 'n put sy water vars hou. Wil nie die dinge opgee wat ons wegtrek van God af nie. Hoe sal 'n mens anders lewe as jy nie dit wat verkeerd is wegsny en uitsny uit jou lewe nie? Ja, vers 10 sê dowe ore, hulle ore is doof. En hoor ons ook vanuit sy woord die pad wat hy
vir ons sê, en die prioriteite wat hy vir ons stel, of hou ons doof vir God se opdragte, vir al dit wat dan nou buite ons gemaksone en buite ons denkveld lê. Alles is reg, sê die leiers in vers 14. Maar die Here kyk na dieselfde prentjie en hy sê niks is reg. Daar's goedkoop raad vir die wonde van sy volk, soos vers 14 sê. Hanteer sake maar net so oppervlakkig en solank ons net min of meer aangaan, dan is dit oukei. Die tyd waar daar 'n koersaanpassing gemaak moes word die volk gesis om binne hulle gemaksones en hulle ou patrone te bly. En dan, soos ons net eintlik na verwys het, vers 16, is daar amper nog 'n erger ding, die hardkoppige volharding en ek gaan my eie pad loop. En dan staan in vers 16, maar hulle sê, ons sal nie daardie pad wat die Here vir ons aanwys loop nie. Ons loop aan op die pad wat ons dink is oukei. Nou baie keer weet ons dat wat die beste pad is. Of ons weet, ja, is nou nie 'n totaal verkeerde pad nie, maar dit is nie God se plan om daar te loop. Ons moet dit doen. Ons moet eerder ons tyd hier aan spandeer. Dit is eerder die prioriteit wat ons mee besig moet wees. Ons weet dit baie keer. Maar ons bly by wat ons tans gedoen het of wat ons op die ouend wil doen. Daar's 'n sekere kultuur. En hulle sê mos kultuur vreet 'n strategie of voornemens, vreet dit op vir breakfast. 'n Kultuur is maar die ou patrone waarin ons bly, terwyl ons eintlik die nuwe pad, die ander pad, by die kruispad moet gaan staan en hoor wat sê die Here, waartoe moet ons eintlik loop. En dan die Here sê ook, hy vers 7, hy stel wagters aan, hy blaas die ramshoring, om aan te dui, dat daar is gevaar, maar die volk hoor nie. As die ramshoring blaas, om ons te waarsku teen 'n na binne gerigtheid, ook in ons kerke, of ons gemeente, hoor ons dit. As die ramshoring blaas, om ons te waarsku teen 'n selfgesentreerde lewe, ook in ons persoonlike lewe, hoor ons. As die ramshoring blaas, dat ons sal beweeg en iets gaan doen, staan ons, of loop ons, waarin ons moet gaan. As ons binne ons gemaksones mekaar net gerus stel met die woorde, alles is reg, dan moet ons ook hoor, as die Here sê, niks is reg. Want ons moet die regte, die goeie, die beste pad loop. God se rus en vrede is 'n belofte vir die wat die goeie pad, God se agenda loop. En dan baie keer moet ons maar gaan vra, selfs in ons kerke, die basiese dinge van gemeente wees. Kom, ons moet die evangelie uitdra, kom mense tot bekering in ons gemeente. Kom hulle tot geloofsvolwassenheid, of is hulle maar op dieselfde plek na 'n paar jaar. Maak ons 'n impak op die omgewing, want dis wat ons geroep is om te doen as sout en lig. Is God se wil die allesbepalende in ons lewe, in ons kerklike lewe, in ons gemeentes, selfs in ons kerkverband. Daar's 'n beter pad. Daar's 'n beste pad van geestelike rus en vrede. Vers 16. Hierdie rus en vrede, die beste pad, vind ons nie in onsself nie. Vind ons nie in ons omstandighede. Vind ons nie in ons gemaksone nie. Dis groter as onsself. En ons vind dit ja ook in lyn met Matteus 11 vers 28, waar die Here sê, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Johannes 14 vers 27, vrede laat ek julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Met ander woorde, die regte pad, die beste pad, wat lei tot vrede, wat lei tot rus, is in die naam van die Here Jesus Christus. Dis in hom. Hy wat ons gekom het om ons te verlos, wat ons ken deur die geloofsomhelsing, ken as ons verlosser en ons koning. Hy het vanuit sy genade, vanuit sy liefde, het hy gekom om ons iemand in hom te maak. En daarom kan ons anders lewe. In 'n lewe van gehoorsaamheid, in 'n lewe van keuses waar die vrede, die liefde en die rus al hoe meer in ons lewens sigbaar word. Waar die vrede nie in goeie en konstante omstandighede lê nie, maar in Christus wat alle omstandighede vashou en beheer. Hierdie rus en vrede wat ons alleen maar kry in Christus en in 'n verhouding met hom, word baie prakties ook in ons teksgedeelte. Ons moet mooi kyk na hierdie verse. Hoe kan ons leef in praktyk in die genade, die rus, die vrede van God, dat dit al hoe meer deel word van ons lewe? En dan staan daar in die eerste plek, gaan en neem 'n posisie in. Gaan kyk, staan by die kruispaaie en kyk.
nie die betekenis het juis om 'n bepaalde posisie in te neem. Daar waar daar verskillende paaie is. So die beginpunt is nie om te kyk of ons besig genoeg is nie. Die beginpunt is nie in die eerste plek om te kyk of ons met die regte goed besig is nie. Die beginpunt is om tot stilstand te kom. Dis hoe dit daar staan. Om te gaan kyk, om te evalueer. Nie verby die keuses en die rigting bepaling momente in my lewe verby te hardloop nie, maar dit te gaan evalueer. Nie verby die plekke staan waar ek eintlik die geestelike kompas moet uitpaal en sê, loop ek nog, leef ek nog in die regte rigting nie. Dit vat tyd om rigting te bepaal, om met die Bybel in die hand op ons knieë voor God stil te word en te gaan staan en te gaan vra, Here, wat is U wil? Wat is die pad? Wat is die goeie pad? Wat is die beste pad wat U vir my het? Ons kan nie verbaas wees as ons hierdie in die hardloop keuses, dat dit baie keer verkeerde keuses is nie. Die eerste punt is wat geopenbaar word in die teksvers, is ons moet tot stilstand kom voor God. Stilstand by groot en klein keuses. In verskillende aspekte van my lewe, wat is by my werk of my gesin, my huwelik, my hartsgesindheid, my geld, my tyd, my doelwitte, prioriteite wat ek stel. In die eerste plek moet ek gaan stilstaan en dis baie keer so die moeilikste in vandag se tye. Ons hardloop maar net aan met wat volgende kom. Maar hier staan ons moet gaan stilstaan. Dis nie 'n opsionele luukse nie. En dan sê hy, gaan vra na die ou paaie wat die beste pad is. Vers 16. Rigting is belangriker as spoed. Ek kan my longe los hardloop, maar in die verkeerde rigting. En so baie keer is daar in ons lewens te veel horlosie en te min kompas. Te veel horlosie en te min kompas. As hier verwys ook na, gaan vra na die ou paaie, dan is dit nie maar bloot die paaie van die verlede of oor die bekende paaie nie. As mens gaan kyk na die paaie wat die volk van die Here ook maar in die verlede geloop het, dan was dit ook maar baie kere wat dit ver van God af was. Maar hierdie paaie van die verlede dui op die pad en die beginsels wat God vir hulle reeds aan die begin gegee het. Sommige verklaarders gees, dit gaan terug tot by die wetgewing in Sinai. So by nuwe tye moet ons teruggaan na die beginsels van die ou woord. Die woord wat van die begin af vas is. Daar staan in 2 Timoteus 2 vers 14, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. So die ou paaie is nie maar verlede jaar. Ou paaie is nie 50 jaar terug nie. Die ou paaie is nie tot by 1859 wat die gereformeerde kerk gestig is, of tot by die 16de eeu met die reformatie met Calvin nie. Ou paaie is, gaan terug na die woord, gaan terug na die beginsel, gaan terug na die oorspronklike bedoeling wat God het, en wat hy openbaar in sy woord. So as ons byvoorbeeld 'n toepassing vinnig kan maak, om te sê, wat is die ou paaie vir die kerk? Wat is die beginsels vir die kerk van die Here? Wat is die bedoeling van die kerk? Waarmee moet ons besig wees? Nou, mense kan baie daaroor sê. Maar as mens mooi gaan kyk na die skrif, dan is daar sekere goed soos Matteus 20 wat sê die gebod van liefde vir God en jou naaste. Matteus 28, gaan heen maak disippels. Dis die ou paaie, dit is die ou beginsels wat steeds waar is vanuit die woord van God. Dit moet die fokus van die kerk wees, liefde en die uitbreiding van die koninkryk. Om met God se liefde oor te loop na buite. Dis so 'n basiese ding, maar dit is die ou paaie waarna ons moet vra. En dan ook vra na die beste pad. Indien ons gevra word wat gebeur in ons kerk en wil dit in ons kerke en ons gemeentes en ons wil dit evalueer, dan word ons baie keer gerusgestel met die mooi dinge wat daar wel gebeur word. En is reg. Ons moet dankbaar wees vir God se genade wat reeds in 'n gemeente realiseer. Dinge wat reeds daar is en wat ons mag beleef. Maar ons moet ook vra na die beste pad. Nie maar na 'n pad, maar die beste pad. Efesiërs 5 sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Nie maar net gemaak gebruik nie. Voortdurend moet ons vra, doen ons dit wat God vra en doen ons dit op die bes moontlike manier om hierdie beginsel uit te leef in die praktyk van ons lewens. Baie keer dan vat ons dit wat God vra, as iets wat God vra, en ons sit dit in 'n bepaalde vorm. Ons doen dit op 'n bepaalde manier, en na 'n tyd saam, dan dink ons, dit is wat God vra. Maar in 'n veranderende wêreld kan die manier van doen, kan maar verander, en moet baie keer verander, om die ou beginsels en die waarheid van God se woord te laat realiseer in 'n nuwe wêreld. Ons moet vra na die ou paaie, die ou beginsels van God, en die maniere aanpas by die beginsels wat die Here in sy skrif aan ons openbaar. Wat is die beste pad, die beste manier om hierdie dinge te doen wat God van jou vra binne jou werk, binne jou huwelik, binne kerk, binne kinderopvoeding,
binne waar jy ook al leef en beweeg. Maar dan ook die vierde aspek is om dit te loop. Vra na die beste pad. Jy moet gaan stil staan, jy moet gaan die pad bepaal, jy moet die beste pad bepaal, maar jy moet dit dan ook loop. Vra na die beste pad en loop dit, sê vers 16. As baie keer baie voornemens, en ons goeie beplanning, en ons omskryf die pad wat ons behoort te loop of waar ons moet uitkom, baie goed, maar loop ons dit? Is ons besig met bloot die teorie, of doen ons dit? Dis soos 'n arend wat weet hy kan, en hy moet eintlik sweef op die wind, en hy weet dit is wat hy moet doen, dis wat hy is, maar hy is te bang en hy sit op die rots. Hy stap nie uit. Ons stap nie uit in die geloof, om buite ons gemaksone, waarlik dit te doen wat God van ons vra, en ons roeping te leef nie. Dis een ding, om stil te staan, en by die kruispaaie. Dis 'n volgende ding, om die regte pad en die beste pad, onder leiding van die Heilige Gees te soek en vind. Maar is nog eens 'n volgende ding, om daai pad te loop, om dit te doen. En prakties moet ons maar in ons lewens gaan vra, wat is daar wat die Here ons wys, wat ons die regte pad en die beste pad moet loop, wat ons nie doen nie. Daai verhouding, wat ons dalk nog tot nou toe nie die minste wou wees, om daai verhouding te herstel, wat ons eintlik weet, God wil hê, ons moet daai verhouding met 'n medemens, met 'n familielid, moet ons herstel. Gaan ons die pad loop, om werklik loop, om mekaar in verhoudinge te dien, binne huwelik, tussen vriende, by die werk en by die kerk. Gaan ons die pad loop, waar ons fokus op die geleenthede wat God vir ons gee, en die positief wat God vir ons gee, of gaan ons heeltyd op die negatiewe fokus? Gaan ons die pad loop as verloste kind van God, heel gemaak, ten spyte van die gebrokenheid van hierdie wêreld, en God se heelheid, God se liefde in te dra in hierdie gebroke wêreld. Gaan ons die groot opdrag doen? Ons weet wat is die pad, maar gaan ons die evangelie verkondig? Gaan ons met daai persoon praat en God se liefde aan daai persoon oordra? Daar waar ons werk, daar waar ons op skool is, waar ons op universiteit is, binne ons leefomgewing. Teksverse sê, vra die beste pad en loop dit. Sonder die loop is eintlik min betekenis. Jakobus 4 sê, as iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hy doen dit nie, dan is dit sonde. Of Jakobus 2 sê, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood, so is geloof wat nie tot dade toe oorgaan nie, ook dood. Ons moet die pad loop. Ons vat saam. Ons moet gereeld stil staan, tyd maak om te stop, om na die kruispaaie te kyk, om te vra na die ou paaie. Ons moet vra na die vaste beginsels van die woord, nie van forme en tradisies nie. Ons moet die beste pad onderskei deur die houding van die Heilige Gees, en dit stap op die mees effektiefste manier. Dan beloof hierdie teksvers, dat ons rus vind. Ons sal nie altyd die maklikste lewe hê, maar ons sal 'n rus in die Here beleef, ons sal 'n betekenisvolle lewe hê, ons sal God verheerlik, en om God te verheerlik, dit is ons skepingsdoel. Mag God gee, dat ons nie net die regte pad bepaal of weet, en onder leiding van die Heilige Gees onderskei nie, maar dit ook elke dag te loop, en te loop, so te loop, dat ons in sy rus en in sy vrede mag leef. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, voortdurend wil ons net onder leiding van die Gees stil word, en vra ons, Here, na u pad, die beste pad, wat ons wil bewandel. Here, vat ons buite ons gemakszones, buite ons denkraamwerkie, wat ons vir onsself opgestel het, en laat ons lewe deur u oë sien, dat ons u wil sal verstaan vir ons lewens, en dit voluit sal lewe. Ons bid, Here, vir elkeen wat dalk hierna kyk, en wat weet wat die regte ding is om te doen, of dalk voor 'n nuwe groot geleentheid staan, en die vreemdheid en die nuwigheid van die situasie dalk oorweldigend is. Here, gee ons nie die krag, die vertroue, om net u te volg waar u ons lei, om die lewe aan te gryp, soos wat u dit gee, en met oorgawe vir u te lewe. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, teenwoordig wees, die begeleiding van die Heilige Gees, is en bly met u elkeen. Amen.